in 'n donker bos waar die son net soms deur die takke loer. Diep in 'n donker bos waar die varings welig diep groen staan. My liefde vir lees het op my ma se skoot begin met die betowerende boeke van skrywers soos Martie Preller en Madeleine Tron. Ek onthou besoeke aan die Jasmijn boekwinkel naby Hartbeespoort my van kleins af in verwondering gehad het. In 2019 het ek die voorreg gehad om lesersindrukke te begin doen vir Lapa Uitgewers en dit het my lewe verander. Ek is blootgestel aan boeke en skrywers waarvan ek nooit bewus sou wees nie. Ek kon onderhoude voer met skrywers soos Zelda Besaidenout, Tryla Goosen, boeke lees van Jan Vermeulen, Cecilia Stein, Fanny Viljoen, De Wet Hugo, Constant van Graan en Joa van Dijk. Stalmaats, Reënboogrand, Dakka en Breekpunt en die Branderjaarreeks. Ek het selfs opsommings gemaak van die Lia Liefboeke en Grootpret saam Karimpel en Kadot gehad. Ek kon reis na die woud van sneeu en ys, saam met Frenet van Wyk, en na 'n wêreld van vrees, angs en gruwels, saam Sonel Kombrink in Hartklop. Die lys kan vir ewig aanhou. Lees is nie net woorde op 'n bladsy nie, dit is my skool, my ontsnapping, my inspirasie, en my gratis reis na wêrelde en ervarings ver van my eie. Lees leer my empatie, gee my insig en ander perspektiewe op die lewe. Lees verskuif my grense en laat my worstel met kwessies soos menshandel en honde wat gedwing word om straatvegters te word. Om lesersindrukke te kan doen is die grootste voorreg. En vir my dit beteken ek kan erkenning gee en 'n platform skep vir skrywers. Maar die belangrikste vir my was om ander kinders te probeer oortuig of ten minste te inspireer om te lees. Om vir hulle te wys dat lees ontsnapping is, dat die woorde op die bladsye jou in 'n ander mens se skoene laat stap, dat jy so die wêreld deur ander se oë kan sien en beleef. Jy kan moorde oplos, raad kry, in fabels leef, op reis gaan, met diere praat, singende orgidee ontdek, lief kry, haat en kos maak. Ek moes onlangs vereers halt roep met my lesersindrukke. Die rede is eenvoudig, tyd. Om akademie, sport, kultuur en die sosiale lewe van 'n hoërskoolkind te balanseer is 'n voltydse werk. Maar my liefde vir lees bly steeds my ontsnapping en 'n goeie boek word steeds vir altyd deel van my menswees.